ons lees, kom ons sluit net die oë en dan nader ons die Here. Vader, soos wat ons vanoggend hier bymekaar kom as die kinders, as een liggaam, liewe Heer, kan ons nie anders as om U te prys nie. Vader, waar ons sien in die wêreld, dat die wêreld agteruit gaan, donkerder raak, besef ons dat U woord vir ons sê, dit sal so wees. En sodoende is U woord ook getrou. Maar Vader, ons nader hier vanoggend, nie uit tradisie uit nie, nie omrede ons moet nie, maar omrede ons wil. Maar mag U dan ook sodoende vanoggend die Gees hier in ons midde laat werk, ons oop en ontvanklik maak vir U woord, en ook ons gedagtes rig op U waarhede. Maar Vader, mag vanoggend nie net 'n interessante diens wees nie, maar mag dit 'n diens wees wat U waarhede vasgemaak word in ons harte. Ons vernuwe en verander deur dit, maar ook herskep om meer en meer in die Seun se beeld verander te word. Maar Vader, mag U woord ook vanoggend in eenvoud verkondig word, dat elke persoon wat hier is, jonk en oud, dit sal verstaan. En mag die ware leermeester, U Gees, ons lei. Maar dan Vader, dan vra ek ook vanoggend, mag U my sondigheid, my gebrokenheid ook op sy sit. Mag elke woord wat oor my lippe kom, ook volgens U weë en ook U wil wees. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Hebreërs 1 vers 1 tot 8, lees ek uit die 33 tot die 53 vertaling. En die opskrif sê vir ons voortreffelikheid van Christus bo die engele. En dan sê vers 1 vir ons: nadat God baie keer en op baie maniere in die oudheid gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê: U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my seun wees. En wanneer hy weer die enige gebore seun in die wêreld inbring, sê hy, en al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy wel, hy wat van sy boodskappers winde maak en van sy dienaars vuur vlamme, maar van die seun, u troon, o God, is tot in alle ewigheid. Die scepter van u koninkryk is 'n regverdige scepter, net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, het ons nou vir 'n geruime tyd gefokus op die reeks wat handel oor die Heilige Gees. En ons het probeer fokus op die aspekte van die Gees wat ons nie altyd so baie oor lees en ook oor dink nie, oor die 7 geeste van God, die 7 horings en die 7 oë wat gepaard gaan met dit, maar ook om ons 'n dieper verstaan te gee oor God wat in ons en by ons woon. Nee, want tog het ons gesê Christus staan in die hemel saam met die Vader, en dat die Heilige Gees nie net die Vader se Gees is nie, maar ook Christus se Gees is. Maak die woord vir ons duidelik. En dat die Gees alleenlik verkondig dit wat uit Christus kom en ook sodoende alleenlik hom verheerlik, want deur Christus wat verheerlik word, word die Vader verheerlik. En ons beweeg dan vanoggend aan van die een reeks na die volgende een, en ons gaan op die volgende persoon in die drie eenheid fokus, en dit is Jesus Christus. En soos meeste van ons weet, is Jesus die persoon wat eintlik deur die wêreld aangeval word in moderne tyd. Hoekom? Want Jesus is die sleutel tot die ewige lewe. Die wêreld val sy karakter aan, hulle sê valse dinge oor hom, dat hy miskien geleef het, maar net mens was, wat nie God was nie. Want dis die enigste aspek
die geloof wat hulle kan afbreek. Die res van dit is geskiedenis en opgeteken in baie kulture. Die Ou Testament van die Jode wat werklik geleef het, Dawid is opgeteken in ander kulture en gelowe, en so kan ons aangaan. Maar die een element wat die wêreld op fokus en hamer om af te breek, is die sleutel, dit is Christus. En ek sê vir elkeen van ons wat hier sit vanoggend, dink miskien dat ons Christus werklik ken volgens wat die Bybel van hom sê, soos Christus aan die kruis, die hele wêreld ken die karakter, die figuur wat aan die kruis is. Elke fliek wat jy kyk wat in Amerika gemaak het, is byvoorbeeld met 'n Rooms-Katolieke dominee in met 'n kruis met Christus op. En so weet die wêreld van, maar min ken. En vanoggend wil ek eintlik nie op die kruis fokus nie, natuurlik is dit baie belangrik, maar ek wil 'n bietjie saam met julle kyk na wie Christus nog altyd was, voordat hy aarde toe gekom het, voordat hy gekruisig was. Wat was werklik sy posisie? En sodoende hoop ek deur ons wat na hierdie verskillende elemente kyk en later ook na die kruis gaan kyk en wat dit werklik beteken, die opstanding, die hemelvaart, en ook soos wat Kersfees nader kom sy geboorte, wil ek hê ons moet fokus op wie Christus werklik is. Want die woord sê vir ons, in wie moet ons glo as ons tot redding kom? In Jesus Christus. Maar kan jy in iemand glo as jy hom nie ken nie? Of nie van hom weet? Nee, dit is onmoontlik. As jy nog nooit die naam Jesus Christus gehoor het, nog nooit van hom in die woord gehoor het, kan jy nie tot redding kom nie. En dis hoekom ons word geroep om hom te verkondig. Maar wie is hom buiten die kruis? Wie is hy buiten God se seun wat mens geword het, ten volle God was en ten volle mens was? So as ons vanoggend dan na ons hoofteks gedeelte kyk, dink ek is baie belangrik om net so 'n bietjie konteks te gee oor die boek van Hebreërs, en sodoende dat ons net ook die konteks verstaan van hoekom hierdie dinge neergepen is. Nou eerstens, hierdie boek is geskryf vir die Jode. En julle sal sien, die temas in die boek van Hebreërs is baie, Jesus is meer as die engele, Jesus is meer as Moses, en die rede hoekom hierdie dinge neergepen word, is omrede die Jode baie klem en ook gesag geplaas het op die engele. Want dink jy daaraan? In die Ou Testament het God wie gestuur gewoonlik as boodskappers aan sy volk. Hy het engele gestuur om die boodskappers te wees. Wie het God gestuur in baie verhale in die Ou Testament waar engele nie net nasies nie, maar partykeer sommer hele weermagte uitgewis het. God het engele gestuur. Wie het God gestuur in die verhaal van Moses om die Egiptenare en alle diere wat nie bloed teen die kosyne van hulle deure geverf het in Egipte? Wie het hy gestuur om hulle dood te maak? Die engel van die dood. En so kan ons aanbeweeg en aanbeweeg. Maar hier kom die skrywer van Hebreërs, wat ons nie eintlik presies weet mooi wie dit is nie. En hy sê, maar Christus is meer as die engel. Hy is nie gelyk aan hulle nie, hy was nie 'n engel wat toe hoër geword het of meer mag en autoriteit verkry het nie. Nee, hy is self God. En dan presies dieselfde met Moses, en ons kan sê Abraham. En ek dink die Jode is baie skuldig daaraan in die verlede en tot ook vandag, dat hulle oor 'n lyn trap waar hulle amper hulle voorouers soos Moses en Abraham amper aanbid en hulle verafgod. En dit is hoekom hierdie neergepen word, want Christus is groter as enige menslike karakter in die woord en die Nuwe Testament ook, groter as Paulus, Petrus, Johannes, want hy is self God. En dit bring ons dan by vers 1 in ons hoofteksgedeelte, en ons gaan eintlik net vanoggend die eerste 3 verse fokus en die res is maar net daar vir konteks. Vers 1 sê vir ons, nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy hierdie laaste dae of in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun. Nou eintlik wat die skrywer hier eenvoud sê wat ek glo almal verstaan en ook hier. In die Ou Testament het God deur die profete gepraat met die volk, soos Amos, al hierdie profete wat ons vind deur Dawid. Dawid was nie net 'n koning nie, hy was ook 'n profeet gewees.
van die Here. Maar in die Nuwe Testament kom God en hy praat met ons deur sy seun. En in die Ou Testament het God homself geopenbaar aan die mens deur hierdie profete. God sê vir die profeet byvoorbeeld, jy moet dit vir die volk en nasie gaan sê. Dan gaan die profeet en hy sê dit. So hy verkondig vir God se woord. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy verkondig God deur self God te wees op aarde. Maar ek dink iets wat ons baie keer van Christus se prentjie en sy volle beeld wat ons afgooi, is nie die eenvoudigheid van die kruis nie, maar ook die belangrikheid van die kruis. En wat ek daarmee vanoggend bedoel is, as ons aan die Ou Testament dink, hoeveel van ons dink dadelik aan Jesus? As ons dink aan Genesis, Levitikus, Deuteronomium, 1 Konings, 2 Konings, baie min van ons sien vir Jesus raak in die Ou Testament. Stem julle saam? En so as ons aan Jesus dink ons net Nuwe Testament. Maar dit is baie keer die ding wat ons perspektief amper soos oogklappe baie vernou. Want Christus word oral in die woord gevind en dit is waarop ek vanoggend graag wil fokus. En dit is wat vers 2 na verwys van ons hoofteks gedeelte. En hy gaan aan en hy sê wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het. So vers 2 sê vir ons dat Christus die erfgenaam van alle dinge is. En hoekom is hy die erfgenaam van alle dinge? Want God het deur Christus alle dinge geskep. Nou hoe is hierdie moontlik? Want ek seker elkeen van ons wat hier sit, het op 'n stadium toe ons jonger was en soos wat ons die woord lees, nog altyd sê dit is God die Vader alleenlik wat alles geskep het. Is dit nie waar? Nee, ek hoop julle stem saam, nee, dis hoe ons dit ken. Maar Jesus het eintlik in die Nuwe Testament gekom en eintlik net vir ons meer verduidelik van die waarhede, 'n dieper betekenis gegee van homself en van sy Vader. En die rede hoekom hierdie moontlik is, as ons na 'n voorbeeld kyk van die skepingsleer in Genesis 1 vers 3, net 'n voorbeeld van iets wat God geskep het, sê dit vir ons. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesê. So God het gespreek, julle stem saam, hy het gepraat, hy het sy woorde gebruik, en deur te spreek, het hy geskep. Maar dan kom in Hebreërs 11 vers 3, 'n verduideliking, 'n bietjie dieper verduideliking van hoe God die wêreld en die hemel geskep het. En dis Hebreërs 11 vers 3 wat sê, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Kyk, as ons eers fokus op die heel laaste aspek van die vers sê dit, die hemel en die aarde is nie geskep uit dinge wat reeds bestaan het. Daar was nie materie en God het daai modderballetjie gevat en hom so teen mekaar vasgedruk en daar was die aarde nie. Daar was niks. En God het uit niks iets geskep. Maar aan die begin van vers 3 sê, hy het deur sy woord alles geskep. Deur hy wat spreek. Maar as ons dit dan bietjie verder vat om ons hoofteksgedeelte vers 2 te verduidelik, ons kyk na Johannes, in Johannes 1 vers 1 tot 3 is dit waar Jesus self praat en Jesus sê, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. Jesus praat hier van homself. Jesus sê in 1 Johannes eerstens, dat die woord van die begin af daar was, maar die woord was ook in die begin by die Vader, en die woord was self. Nou dink ek daaraan, ons glo aan 'n drie-enige God. Ons glo aan God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees. Stem julle saam? Daar's 3 in 1. Maar waar pas die woord van God dan in, want hy is self God? Nou toe ek jonger was, het ek baie gesukkel met hierdie, want waar pas die woord dan in? Want die woord sê self dat die woord God is. Dit is bietjie vreemd, nee, as mens daaraan dink.
Maar dan kom hy in Johannes, wat ons nou net gelees het, en hy praat van homself. Die woord is Christus homself. Dis hoekom as ons die woord verkondig, of dit Genesis is, of Openbaring is, of enigiets tussen dit, wie verkondig vir Christus. En dit is hoekom in Genesis daar nie leen staan dat God gespreek het en hy het geskep nie. Maar elke woord wat hy gespreek het, was Christus. En dis hoekom hy deur Christus alles geskep. En ek hoop vanoggend, dit word vas in julle. Dat Christus nog altyd daar was, hy was tot deel van die skepping, en dat tot ons geskep is deur hom. En ek hoop dit gee 'n meer intieme verduideliking van hoekom hy ook die erfgenaam is van alles. Want alles is deur hom geskep en tot hom geskep. Hoekom dink julle, soos wat ons laas week van gepraat het in die week voor dit, hoekom verkondig die Gees alleen dit vir Jesus? Want Jesus is die volle woord van God. Hoekom is die woord van God God? Want dit is Christus. Hoekom is die woord van God volmaak? Elke woord en elke konteks van dit, want dit is Jesus. En dis hoekom ons kan nie, soos wat ek laasweek sê, die woord vat en selektief wees in wat ek wil glo en wat ek nie wil aanvas nie. Ek kan nie sê ek hou van hierdie gedeelte en ek glo dit, maar die gedeelte, nee, ek wil nie dit aanvaar en dit glo nie. Want dan aanvaar jy nie die volle beeld en wie Christus is. En in wie moet jy glo om tot redding te kom? Christus. Stem julle nie saam nie? Maar as jy net aan 'n halwe aspek van Christus vashou, is dit dan werklik nog Christus? Dink gou daaraan, as hier vanoggend twee mans gesit het, miskien met dieselfde naam. Kom sê, jy was twee Freddies. Dis 'n ouer een en 'n nuwer een. En Freddie se pa sit daar langs. Albei se name is Freddie, as ons dit so kan stel. Albei het baie van dieselfde karaktereienskappe miskien. Albei is ewe hardkoppig. Albei is ewe wys. Albei het klomp van dieselfde aspekte. Maar tog is daar 'n klein verskil. Die een is bietjie ouer as die ander. Die een het 'n ander vrou getrou as die ander een. Die een het miskien ander drome gehad as die ander een. En as hulle vanoggend hier voor gestaan het, so julle ook vir my gesê, al is hulle naam albei Freddie, is twee verskillende persone, want ons verskillend. En dis presies dieselfde met Jesus Christus. As ons nie die volle woord van God aanvaar nie, is dit nie meer Jesus wat ons aanvaar. En ek weet daar's baie moeilike dinge in die Bybel, maar dit is moeilik want hulle probeer vir God verduidelik. God openbaar homself, en as dit maklik was om God te verstaan, wil dit nie vir hierdie God ken wat ons aanbid nie. Want tog Jesus, die disippels vra vir Jesus, Here, leer ons meer van die hemelse dinge. Wat sê Jesus vir hulle? Hoe kan ek julle van daai dinge vertel as julle nie eers hierdie eenvoudige dinge alreeds kan verstaan nie? En wat is die eenvoudige dinge? Hierdie. So dit is van julle nie, maar daar is 'n rede hoekom ons geroep word om die volle woord van God te bestudeer. En ons kry 'n groter en dieper prentjie van Christus Jesus. En wat vir my so mooi is dat Christus in die Nuwe Testament leer in Johannes te praat en in Hebreërs te praat. Hy skiet niks af van die Ou Testament. Hy verduidelik net 'n dieper betekenis van dit. Hy sê glad nie dat sy Vader nie gespreek het om te skep nie. Hy sê eintlik net, maar dit is hoe hy dit werklik gedoen het. Hy het gespreek, maar ek was die woord wat gespreek was. En deur dit het alles tot stand gekom. En dis hoekom Jesus is die erfgenaam van alle dinge, want alles is deur hom geskep. Vers 3 van ons hoofteksgedeelte beweeg dan aan en sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid, van Jesus, hy is die afskynsel van die Vader se heerlikheid en die afdruksel van sy wese. En alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die hoogte. Nou vers 3 begin deur te sê dat Jesus werklik God self is. Jesus is nie net 'n wese verwysing, kom ons sê, ons gebruik weer die Freddies wat hier voorsit. Jesus het nie net soos sy pa gelyk nie, soos die Vader God nie gelyk.
en soos hom opgetree nie. Hy was tot gelyk aan hom in sy heerlikheid. Hy was tot die kern en is tot die kern gelyk aan sy Vader. En dis hoekom as Christus verheerlik word, word God die Vader verheerlik. Maar laat ons vir onsself vra, die vers gaan aan in vers 3 en hy sê, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nou waarna hierdie verwys is, dit verwys eintlik dat Christus in beheer is van alles. Hy is die een wat alles in toom hou. Hy is die een wat alles in beheer is van alles en ook sodoende deur die krag van sy woord. Maar wat beteken dit? Soos ons vasgestel het in Johannes 1 vers 1, is die woord van God self God en ook Christus. Tot die heelal is geskep deur die woord. So omrede Jesus die woord is, hou hy alles bymekaar. Nou dink daaraan, stem julle saam dat elke profesie in die Bybel wat nog nie waar geword het nie, eendag gaan waar word. Stem julle saam? Ek hoop julle stem saam. Jesus kom weer terug, die dinge wat in die eindtyd gaan gebeur, die nuwe hemel, die nuwe aarde wat geskep gaan word, die Bybel wat getuig van die nuwe hemel wat op die nuwe aarde gaan wees, gaan geen nag hê nie. Daar gaan nie dag en nag wees nie, daar gaan net dag wees, want God se lig sal vir die ewigheid in dit skyn, wat baie interessant is. Daar sal nie 'n see wees nie. Hoekom? Want 'n see is 'n verduideliking van water wat landmassas skei, so dit sal weer wees soos 'n Pangea, 'n groot kontinent met net water reg rondom dit, soos wat die Bybel van praat. Al hierdie dinge sal waar word. Hoekom? Ons as gelowiges kan nie sê die woord gaan waar word nie sonder 'n verduideliking. Hoekom sal die woord waar word? Want die woord is self God en hy self Christus. So dit beteken, die woord sê vir ons dat God onveranderlik is. En omrede God onveranderlik is sy seun onveranderlik. Stem julle saam? Hy kan nie jok nie, elke belofte moet waar word. En sodoende omdat Jesus onveranderlik is die woord wie hy is ook onveranderlik. So wat sê dit vir ons? Ons kan nie hierdie vat en verander en draai nie. En sê ek stem nie saam met party van die aspekte daarbinne nie. Natuurlik, mens kry soos historiese konteks en waar daar in die Nuwe Testament staan, groet mekaar by die heilige kus, doen ons dit nou nie meer nie, ons soen nie mekaar as ons hier inkom nie, dankie tog nie. Ek dink of ons sou baie meer gemeentelede gehad het, of baie minder. Een van die twee sou gebeur. Dit hang af hoe die begin van die gemeente gelyk het, ons het begin implementeer. Maar hoekom doen ons dit nie? Want dit was deel van hulle kultuur en historiese konteks. Maar daar is soveel meer wat waar is van die woord en wat ons moet toepas, wat ons nie tans toepas nie. Maar kom ons gaan dan 'n bietjie verder en vra die vraag, maar hoekom? Hoekom hou Christus alles deur die woord van sy krag in stand? En ons vind eintlik die antwoord in die laaste gedeelte van ons hoofteksgedeelte van vers 3, wat sê, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het hy gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Jesus het alleen aan daai kruis gestaan. Jesus getuig van dit aan die kruis toe hy sê, Vader, waarom het U my verlaat? Is dit nie waar nie? Want die Vader kon nie by hom gewees het nie, want hy het die sonde van almal op hom geneem en sy Vader haat sonde, sê die woord. Die King James sê, the curse of a tree, verwysend dat Jesus 'n vervloeking deurgegaan het van sy Vader om vir ons sondes te sterf. Hoekom het Jesus gesterf aan die kruis? Want hy het sonde op hom geneem. Hy moes sterf. Maar hy het dit alleen bewerkstellig, sê hierdie gedeelte, nadat hy homself die reiniging van ons sondes bewerk het. Dis hoekom sy naam is verhef bo alle name. Dit is hoekom hy aan die regterhand van sy Vader gaan sit het in die hemel. So dit sê eintlik vir ons, na Jesus se kruisdood, nadat hy gesterf het, begrawe was, opgestaan het en in die hemel opgevaar het, het hy aan die regterhand van sy Vader gaan sit. Maar wat beteken dit werklik? Matteus 28 vers 8 verduidelik vir ons, en dis weer eens Jesus wat praat net voordat hy opgevaar het hemel toe. En hy sê, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê dis sy disippels waarmee hy praat, en hy sê, aan my is gegee alle mag in
die hemel en op die aarde. Nou wat beteken dit? Jesus het alle mag en autoriteit, nie net oor die aarde nie, maar ook oor die hemel. Nou, stellings soos hierdie en hierdie waarheid, kan so 'n bietjie vreemd klink. Klink dit nie vreemd nie? Dink ons nie altyd God, die Vader, is in beheer van alles nie. Het alle mag en alle autoriteit. Is dit nie hoe ons dink nie? Nee, ons dink so. Maar hierdie gedeelte sê Jesus, ek het alle mag oor die aarde en oor die hemel. 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28, as jy iets neerpen, is die belangrikste gedeelte wat hierdie verduidelik. 1 Korintiërs 15 vers 24 tot 28, kom die skrywer en verduidelik vir ons mooi wat Jesus hiermee bedoel. Vers 24 sê, daarom kom die einde, wanneer hy die koninkryk aan God die Vader oorgee. Wie is hy? Jesus. Wanneer Jesus die koninkryk aan sy Vader oorgee, as hy alle heerskappye en alle geslag en mag vernietig. Wie is die hy? Jesus. Want hy, Jesus, moet as koning heers totdat hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Want hy het alles aan sy voete onderwerp. Maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is dit duidelik dat hy uitgesonder is wat alles aan hom onderwerp. Ja, van vers 28 aan en sê, en wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self hom onderwerp, aan die een wat alles aan hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees. Nou hierdie is 'n baie moeilike gedeelte, praat so 'n bietjie in 'n moeilike konteks, maar eintlik wat hierdie gedeelte vir ons sê is, die dag toe Christus gekruisig was, en hy daai straf op hom geneem, uit die dood uit opgestaan het en die dood oorwin het sy Vader vir hom die tome van die heelal gegee. Wat beteken tome? Die beheer, die mag en autoriteit oor die heelal, nie net oor die aarde nie, maar oor die hemele en alles gegee, sodat Christus die vyande kan onderwerp en vernietig van sy Vader. En dit verwys na die koninkryke, die konings en die heersers van hierdie aarde, sy voetstoel te maak, sê vers 25. Maar dan ook, nadat Christus die laaste vyand van die Vader, dit is die dood homself. Hoekom is die dood homself die vyand, die laaste vyand van die Vader? Kan enigiemand miskien vir my sê? Enigiemand? Hoekom is die dood die laaste vyand van die Vader? Hoekom is hy die laaste ding wat in die vuurpoel van die hel gewerp en gegooi word? Want sonde veroorsaak die dood. En Christus het gekom om die tweede dood vir ons te vernietig. En wat is die tweede dood? Die eerste dood is die dood van die liggaam, van die vlees. Elkeen van ons moet sterf. Maar die tweede dood is die dood van die siel. Sodat ons 'n ewigheid by sy Vader kan wees. Maar dan gaan hy aan, nadat Jesus die laaste vyand, die dood, in die vuur gegooi het, gee Jesus weer alle mag en autoriteit terug in sy Vader. Dit sê vir ons, hy wat alles aan hom onderwerp het, verwys dit God wat alles aan sy Seun onderwerp het, was nie onderworpe aan nie, sê vers 27, verwysend dat God die Vader nie eintlik onder Christus was nie, maar Christus het die mag en autoriteit van sy Vader gehad. Maar dan sê dit vir ons dat hy dit weer teruggee. En sodoende herskep God die nuwe hemel en die nuwe aarde. En ook is dit dan sy koninkryk eendag. Sodat God alles en almal kan wees. Nou wat vir my baie mooi is van hierdie eenvoudige waarheid, is dat Jesus nie net aan die kruis gesterf het vir ons, maar dat ons deur hom geskep was. Maar dat ook ons wat deur hom geskep is, het hom gekruisig. En maak dit dan, gee dit nie vir julle 'n dieper betekenis as ons sê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Want dit was nie net die Vader se skepping nie, hulle was geskep deur en tot Christus. Dat ons, as ons kom terug, of in die verlede geleef het, sal ons hom ook gekruisig het, is dit nie waar?
Ou sê, nee, sorry. Die Bybel sê, daar is nie een wat goed is nie. Nie een van ons is goed, voordat ons vir Christus ontmoet het. Ons het dit ook gedoen het, want die sonde het hom laat sterf. En wie het sonde? Ons almal. Maar is dit nie mooi dat hy vir die skepping kom sterf het, deur wie hulle ook gemaak is? Maak dit nie beter om aan Christus te dink, en gee dit nie vir ons meer respek ook vir Christus, dat hy tans nie net ons verlosser en saligmaker is nie, maar ook heers oor alle dinge. Hy is die koning van konings. Die belofte wat God aan Dawid, sy voorvader, gegee het, dat daar een sal kom wat sal heers tot in alle ewigheid, het dit nie waar geword nie. Dat Christus eintlik, natuurlik die woord sê, wie is die Heer van hierdie wêreld, die duiwel, maar Christus en sy Vader laat dit toe. Hulle het mag en krag oor die duiwel. Hy kan nie buite sy perke beweeg, buite die woord beweeg nie. Hy het 'n rol om te speel. En totdat sy rol nie gespeel is, en sodat doen dit dat die wêreld donkerder raak, sodat Christus kan terugkom nie, gaan God hom nie vernietig. Want die woord is waar en die woord is Christus. En dit is hoe dit moet geskied. Want God het dit bepaal, deur sy seun. Mense, mag ons dan met vernuwe oë na Christus kyk. Mag ons besef dat ons nie net in sy liefde moet groei nie, maar ook in sy godvreesendheid. Dat Christus nie ons maatjie is waarmee ons speel nie. Dat hy nie net liefde is nie, maar dat hy eendag ook volgens die woord sal oordeel, saam met sy Vader. Christus is nie net die beeldjie aan die kruis nie, en dit was ook nooit 'n beeldjie aan die kruis in die Nuwe Testament. Christus is alles. En dis hoekom hy behoort om die middelpunt van ons lewens te wees. Want ons sit hier vandag en was gebore omdat ons ook deur hom geskep was. Ons was nie net deur hom geskep eens nie, maar ons word herskep in hom deur redding. Dink daaraan. Ons word herskep in hom deur tot redding te kom. Is dit nie wat die doop na verwys nie? 'n nuwe lewe met 'n nuwe wee, 'n nuwe hoop en nuwe begeertes. En alleen deur Christus Jesus kan ons hier sit met hoop, sodat wanneer Christus terugkom, ons by sy Vader gaan wees. Kan ons hier sit nie met vrees as die wêreld donkerder raak nie, maar soos die woord sê, vind vreugde in dit, want die koms van die Seun is naby. En die geveg is ook in Christus, nie teen Rusland of China of Amerika, teen vrees en dood nie teen die verlore wêreld daar buite nie, maar teen die magte en kragte wat eintlik reeds oorwin is in Christus Jesus. Mag ons nie langer hier sit en ons deure toehou vir die verlorenes daar buite nie, maar mag ons 'n lig en 'n magneet wees wat hulle nader trek, sodat hulle ook herskep kan word in Christus Jesus nie, sodat hulle ook die Skepper kan leer ken en die Verlosser, Jesus Christus en sy Vader. Niemand kom by die Vader uit volgens die woord as hulle nie deur die Seun gaan nie. So mense, mag ons begin bid, anders ter bid, soos tot Christus bid. Mag ons begin anders ter leef, omrede Christus wat in ons woon, heers oor alle dinge. Mag probleme in jou lewe tans klein raak. Want die een wat in jou woon, is groter as alles en almal. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, soos wat ons nou in eenvoud net na een aspek van die Seun verwys het, dat hy nog altyd daar was, dat hy ook 'n ewigheid al saam met U gewandel het in die hemel. Vader, prys ons U dat U ons lief gehad het en hom gestuur het vir ons, dat dit nog altyd U verlossingsplan was. Maar Vader, mag ons vanoggend deur hierdie waarhede net 'n dieper betekenis van Christus verkry en besef, hy is die een wat ons redding bewerkstellig. Hy is die een wat tans deur die Gees ook in ons woon, en hy is die een wat eendag ons kom haal. Hy is die een wat dit moontlik gemaak het om 'n ewigheid by U te wees, omrede hy ons een gemaak het met sy goddelikheid. Dat ons nie net een is met hom nie, maar een is met mekaar. En Vader, help ons om so te leef. Dat ons nie langer leef soos die wêreld, maar dat ons sal begin uitstaan. Dat ons sal leef soos nuwe skepinge, nuwe skepsels, wat her en weer gebore is,
wat lewe en sal lewe totdat ons sterf, vir die wee en die wil van die Seun. Vader, ons vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Julle kan dan staan en afsluit